Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag gaan ons verder gesels rondom die dogmas rondom Maria. Dit wat die Katholieke Kerk glo rondom ons Liewe Vrou Maria. Vandag kyk ons spesifiek na die derde dogma, naamlik die feit dat Maria onbevlek ontvang is, die onbevlekte ontvangenis van Maria, of dalk het jy dit dalk in Engels al raak gelees, die Immaculate Conception. Die Immaculate Conception van Maria, wat in 1854, 8 Desember 1854, tot 'n dogma verklaar is deur die Katholieke Kerk. Nou, dit is seker een van die dogmas waarop die Katholieke Kerk die meeste kritiek kry, saam met die een dat Maria dan ook liggaamlik opgeneem is in die hemel. Die opname van Maria in die hemel op bepaalde mysteriese wyse. En een van die redes waarom die Katholieke Kerk kritiek kry hieroor deur ander Christene, is omdat die bewering gewoonlik gemaak word dat dit 'n duidelike bewys sou wees dat die Katholieke Kerk nou haar eie dogmas sou opmaak. Omdat ons nêrens in die vroeë Christelike Kerk enigstens hiervan 'n aanduiding kry nie, dis glad nie in die Bybel nie, so waar kom die Katholieke Kerk dan nou hier aan? En dit is inderdaad kritiek wat ons in ag moet neem wanneer ons praat oor hierdie belangrike saak. En daarom is dit dan belangrik om te begin by die vraag, maar wat bedoel ons met dan hierdie dogma van Maria se onbevlekte ontvangenis? Die dogma van Maria se onbevlekte ontvangenis. Nou, dit is so, dat al is hierdie dogma eers in 1854 deur die kerk aanvaar en verklaar as 'n dogma, kry ons inderdaad die wortels daarvan al baie vroeg in die kerk. Vroeër as wat baie mense dink, en vroeër as wat die meeste Christene sou wou aanvaar, dat dit daar is. Die interessante is ook dat hierdie dogma ook in beginsel, in teoretiese beginsel, ook deur die ortodokse kerk aanvaar word, as deel van die tradisie. Maar die interessante is dat die dogma van die onbevlekte ontvangenis van die Maagd Maria nie amptelik deur die ortodokse kerk aanvaar word nie, omdat dit 'n dogma is wat ontwikkel het en verklaar is as 'n dogma na die groot skism tussen die Latynse kerk en die Griekse kerk, Oos en Wes, in die jaar 1054. So, as gevolg van die feit dat hierdie dogma eers dan nou baie jare later amptelik verklaar is as dogma, aanvaar die ortodokse kerk dit nie, omdat hulle nie in communie, in verhouding staan met die biskop van Rome nie, as die paus nie, en omdat hulle daarom ook die konsiliebesluite wat deur die Katholieke Kerk geneem is na die groot skism nie aanvaar nie, nie amptelik aanvaar nie. Selfs al sou hulle daarmee saamstem, aanvaar hulle dit nie. En dis baie keer die hartseer in ons dialoog met die ortodokse kerk, dat die ortodokse kerk, individue in die ortodokse kerk, baie keer die Katholieke Kerk sal beskuldig van die hê van bepaalde dogmas, die handhawing van bepaalde dogmas, soos hierdie ene, die onbevlekte ontvangenis van Maria, en dan sal hulle ook die Katholieke Kerk daarvan beskuldig, julle het 'n dogma wat nie so deur die kerk ontwikkel het en gegroei het nie. Maar tog aanvaar hulle dit in teorie, maar amptelik volgens hulle self kan hulle nie. Maar in teorie het hulle dit. So wanneer ons praat oor die dogma van die onbevlekte ontvangenis van Maria, wil ek hê julle moet mooi hoor, en ek sê dit met liefde en respek teenoor my ortodokse broers en susters. Die ortodokse kerk gebruik wel ander woorde, ander terme, en tog aanvaar hulle in teoretiese beginsel dat daar nie fout is met die gedagte van die onbevlekte ontvangenis van Maria nie. So die enigste Christene daar buite wat dan 'n probleem sou hê met hierdie dogma, is eintlik maar ons protestantse broers en susters. En soos ek gesê, dit is 'n moeilike verstaanbare
dogma, totdat jy snap waaroor dit eintlik gaan. En daarom weer 'n keer, konteks is so belangrik. Waaroor gaan dit? Nie een van die 4 dogmas nie, nie een van hulle gaan oor Maria as sulks, om haar nou op 'n bepaalde vlak te plaas, gelyk aan God, selfs bo God nie. Dit alles gaan oor Jesus. Wie is Jesus? Wie is Jesus vir ons, vir jou en vir my? En daarom, toe die kerk in 1854 dan hierdie dogma aanvaar het as 'n amptelike leerstelling van die kerk, was dit op grond van wat die Bybel ons leer oor wie Jesus is en die gevolge daarvan vir sy ma. Daar is Bybelse gronde, op grond waarvan die kerk nog altyd in haar tradisie hierdie onbevlekte ontvangenis van Maria aanvaar het. Daar was so 'n bietjie versigtigheid. Daar was op 'n stadium redelike verskille gewees, veral die Dominikane was baie versigtig om hierdie as 'n amptelike dogma te verklaar, omdat dit die ander dogma van die erfsonde moontlik op die spel sou kon plaas. En dit is wat baie Christene vandag nog moontlik sou dink. Maar daarom is dit ook belangrik om in ag te neem dit wat die kerkvader en teoloog Don Scotus vir ons geleer het oor hoe moet ons hierdie onbevlekte Maria, die onbevlekte ontvangenis van Maria verstaan, sodat ons dan kan verstaan dat Maria is nie sondeloos gebore, omdat sy nou hierdie superwese is wat geen verlossing nodig het nie. Nee, Maria is onbevlek gebore, sonder sonde, op grond van die feit dat haar seun Jesus Christus buite tyd en ruimte gesterf het aan die kruis vir die totale wêreldse sonde, insluitende die sonde van sy ma. En daarom sê Don Scotus dan, en ons sal nou net daarby kom, dat die sterwe van Christus, die opstanding van Christus, die hemelvaart van Christus en al die meriete wat Christus daardeur verwerf in ons plek, namens ons en aan ons skenk, word aan Maria buite tyd en ruimte gegee, reeds wanneer sy dan ontvang word in die skoot van haar ma Anna. Goed, so dis belangrik. So, die eerste wat ek wil hê jy moet snap is, wanneer ons praat oor die onbevlekte ontvangenis van Maria, is om eers in ag te neem dat op grond van ons katekismes en dit wat die Bybel ons oor God leer, die misterie van God drie-enig. God is nie binne tyd vasgevang soos ek en jy nie. God is die skepper van tyd. Hy staan buite tyd. En dit is belangrik, hy is die skepper van tyd. Hy staan buite tyd en het die vermoë om in tyd op te tree. Dink nou maar net byvoorbeeld aan die verskillende sonnestelsels en planete daar buitekant. En vir party mense mag dit dalk nou 'n dom voorbeeld wees. Maar ons weet wetenskaplik, tyd is nie dieselfde hier op aarde as wat dit is op Mars of wat dit is op Venus nie. Ons weet dit op grond van ons eie wetenskap. Net so in baie ander sonnestelsels en in baie ander plekke. As God werksaam is op ander plekke in die heelal, in die kosmos, dan is God nie noodwendig daar op die uiterste hoeke van die kosmos, wat in ons oë die uiterste hoeke van die kosmos is. Dan is hy nie daar gekoppel aan 'n noodwendigheid van 'n 24 uur dag nie. 7 dae van die week met 28 maandae nie. Want daar waar hy werksaam is op daardie uiterste hoek van die kosmos, wat ek en jy nie eens van weet waarskynlik nie, want die Hubble teleskoop het dit nog nie opgetel nie, of wat ook al die geval is, daar word en tyd anders bereken en is tyd anders berekenbaar op grond van daardie planeet of daardie hoekie van die sonnestelsel van die kosmos se verhouding met die naaste son wat hulle het. Want tyd word bereken op hierdie aarde van ons op grond van hierdie aarde se verhouding met ons son binne in ons sonnestelsel. Dis hoe ons tyd bereken. God kan nie aan hierdie tyd gebind wees nie, want hy is die skepper van ons sonnestelsel. Maar hy is ook die skepper van die totale kosmos. En in die kosmos weet ons wetenskaplik verskil tyd. Tyd verskil. Dae is langer, jare is korter en wat ook al die geval is. Party plekke het meer as 1 maand, so hoe bereken jy 'n maand?
ensovoorts, ensovoorts. So, wetenskaplik selfs, moet ons erken, God werk buite ons tyd hier op aarde. Maar meer nog, teologies, op grond van die Bybel, in ons geloof aanvaar ons, God is die skepper van tyd. Dit is moeilik om te verstaan, omdat ons as beperkte skepsel mense, wie se lewe beperk is, wie se lewe 'n begin en einde het, vir ons is dit moeilik om te verstaan dat iemand kan net wees buite ons tyd en ruimte. Maar dis wie God is. Daarom bely ons in ons belydenisskrifte op grond van die Bybel dat God werk buite tyd. En alle aksies wat mense sou uitvoer, alle aksies wat op hierdie aarde gebeur gelyktydig voor God. Dit wat 100 jaar gelede gebeur het, dit wat vandag gebeur het, dit wat 100 jaar van nou of in die toekoms gaan gebeur, alles speel by God gelyktydig af. En dis belangrik. Veral as ons in ander gesprekke sou praat oor die moontlikheid van God se voorkennis, om vooraf te weet, ensovoorts, van dinge wat gebeur. En hoe werk dit? Dan is dit ook 'n argument om te sê, alles wat gebeur en sal gebeur en gebeur het, is gelyktydig onmiddellik voor God aan die gebeur. Dit is wat ons dan onder andere sê in paragraaf 600, as ek dit nou mooi reg onthou, van ons katekismus van die Katolieke Kerk. Ek wil net vinnig kry. Ja, vir God speel alle momente van tyd in hulle volheid onmiddellik voor hom af. In Engels, to God, all moments of time are present in their immediacy. So onmiddellik, op hierdie oomblik, is hierdie oomblik en alle ander oomblikke gelyktydig voor God. Dit beteken, as God optree in ons geskiedenis in, dan tree hy ook nie net in die geskiedenis in nie, hy tree ook nou op. En as hy nou optree, kan hy daardeur die geskiedenis en die toekoms beïnvloed. En dis vir ons moeilik om te snap, want ons beweeg op 'n lyn, 'n lineêre lyn van eergister na gister, na vandag, na môre en oormôre. Volgende week, volgende maand, volgende jaar. God werk nie so nie. Daarom, nou, die verlossing van Jesus Christus aan die kruis speel af in die geskiedenis. Dis vir ons so. Vir ons is dit die realiteit, want ons leef op 'n lyn in die geskiedenis. Maar God leef of bestaan nie op 'n lyn in ons geskiedenis nie. Hy is buite dit. Daarom dat die Bybel ook vir ons in die Nuwe Testament sê, Paulus skryf dit, dat God wil graag die wêreld red. Hy praat oor dat God die mensdom verkies, dat God mense kies om sy kinders te wees nog voor die grondlegging van die wêreld, en dat op grond van Christus se soendood vir ons sonde aan die kruis, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, sy gaan sit aan die regterhand van die Vader, al daardie dinge beskryf Paulus op verskillende plekke in sy briewe, asof dit alreeds voor die grondlegging van die wêreld gebeur. Op grond van Christus se kruisdood, nog voor die wêreld geskep is, bestem die Here mense in Efese om in hom te glo. Kan julle sien, op grond van Christus se sterwe, wat op 'n bepaalde moment in die geskiedenis van die wêreld gebeur, op grond van daardie optrede van Christus, terugwerkend in die geskiedenis, nog voor die aarde geskep is, weet God, Christus, sy seun, sterf, gebeur dit, beleef alles wat gepaard gaan met die opstanding en die hemelvaart en die meriete wat Christus bewerk, al daai dinge is as het ware afgehandeld, nog voor die wêreld geskep is. So as ons dit snap, dat as Paulus kan sê, dat voor die grondlegging van die wêreld, is Christus se kruisdood, sy soendood,
sy opstanding, sy hemelvaart, alle realiteit. En neem God dit in ag wanneer hy die wêreld alreeds skep. Dis wat Paulus insinueer en sê. Dan behoort ons nou anders te kyk na hoe God met die sonde werk. In die sin van, wanneer dit kom by Maria. Maria is 'n mens soos enige een van ons. Sy het dus verlossing nodig. Dis 'n mite, dis 'n strooipop dat die Katolieke Kerk sou sê Maria het nie verlossing nodig nie. So, dis belangrik. Maria het verlossing nodig. Die vraag is, hoe is sy verlos en hoe verskil dit van die res van hoe ons verlos word? En dis waar ons dan die argumente gebruik van God wat buite tyd en ruimte is, Christus se kruisdood, sy sterwe, sy opstanding, wat ook buite tyd en ruimte toegereken word, byvoorbeeld in die geval van Maria. Christus sterf in tyd, staan op in tyd, Maria word gebore in tyd, maar Christus se kruisdood en opstanding word buite tyd en ruimte alreeds van toepassing gemaak op sy ma, Maria, wanneer sy gebore word, wanneer sy ontvang word in die skoot van haar ma, Anna, nog voordat haar eie seun, Jesus, gebore is, God wat mens word op aarde. Ek hoop julle is nog by met wat ek nou gesê het. Goed, kom ons gaan kyk nou, wat sê ons, wat belei ons met hierdie dogma van die onbevlekte ontvangenis? Nou, net eers vinnig, ons gaan nou kom oor die Bybeltekste en sulke goeters, dat ek net eers vir julle lees wat sê ons, wat sê die kerk in hierdie bepaalde dogma. Nou is my een bladsy nie op sy plek nie. Ok, hier is dit. Goed. In 1854, met die pauslike bul, in Effibalis Deus, het Paus Pius die 9de, het hy op die 8de Desember 1854 hierdie dogma dan verklaar en gesê, en ek lees dit nou in Engels, concerning the most blessed Virgin Mary, Mother of God, ancient indeed is that devotion of the faithful, based on the belief that her soul, hoor mooi, that her soul, in the first instant of its creation and in the first instant of the soul's infusion into the body, met ander woorde, dis die oomblik toe daardie konsepsie plaasvind in die moederskoot van Maria se ma, Anna, was by a special grace and privilege of God, in view of the merits of Jesus Christ, his Son and the Redeemer of the human race, preserved free from all stain of original sin. And in this sense have the faithful ever solemnized the celebration of the feast of the conception. Goed, so die fees van die maagdelike, van die konsepsie van Maria, die sondelose ontvangenis van Maria, is hulle baie ou fees. Dis ouer as wat die dogma is. En dis belangrik om in ag te neem. Nou goed, so dis wat die dogma sê. Daardie moment van konsepsie is Maria deur die genade van God, op grond van die sterwe en opstanding van Jesus Christus se soendood en opstanding, op grond daarvan is sy begenadig deur God, op so wyse dat sy weerhou is van die invloed van erfsonde. Op grond van die kruisdood van Christus, en ek wil hê jy moet dit hoor, Maria het verlossing ontvang soos enige iemand anderste van ons, op grond van die kruisdood van haar seun Jesus Christus en sy opstanding en hemelvaart. Sy het op grond daarvan, is sy vooraf beskerm, begenadig deur die genade van God. Dis wat die dogma inhou. So, as jy dit in ag neem hoe God buite tyd en ruimte werk, dan is dit nie so moeilik om regtig te snap nie.
Nou, wat is die Bybelse gronde hiervoor? Nou, dan moet ons sommer gaan dadelik na die groetwoorde wat die engel Gabriël aan Maria gee, daardie oomblik as hy by haar kom en hy haar groet. Dan sê hy vir haar hierdie baie pragtige woorde in hierdie bekende teks. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. En nou, die engel het na haar gegaan en gesê, en nou is daar hierdie besonderse groet wat aan haar gegee word. En ek weet dit, protestantse vriende van my sal dadelik sê, ja, maar dink jy nou regtig, Maria en die engel het Grieks met mekaar gepraat, want Grieks is die taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, en om meer presies te wees, Koine Grieks. Maria sou waarskynlik Aramees praat, want dis wat die taal was wat gepraat is deur die mense in Israel in die tyd van Jesus. Aramees, miskien dalk Hebreeus, maar definitief nie Grieks nie. So, wat kry ons nou van hierdie, dan sou die engel vir haar gesê het, Shalom, Shalom, en nie Ave soos in Latyn nie, maar in die Grieks kry ons die woord Kecharitomene, vol genade, gegroet, begenadigde, jy wat vol is van genade. Hoor hierso, die engel het na haar gegaan en gesê, gegroet begenadigde vrou, die Here is met jou, begenadigde vrou. Die woord wat gebruik word daar deur die Bybelskrywers, wat geïnspireer is, al het die engel en Maria nou nie met mekaar Grieks gepraat nie, die geïnspireerde woord van die Here sê, Kecharitomene, vol genade. En ek sal nou by die Hebreeus of dan die Aramees kom. Maar die Grieks wat daar gebruik word, beskryf Maria as iemand wat letterlik volgemaak is van genade. Die grammatikale styl van daardie woord in die Grieks is van so 'n aard dat Maria is vol genade, sy is gemaak vol genade, nog voordat die engel na toe gekom het, sy gaan nou vol genade wees, en sy sal bly vol genade wees. So dis nie maar net, jy word nou vol van genade gemaak, en as gevolg daarvan word Jesus gebore nie. Nee, hy is beskrywe vir Maria as iemand wat al reeds vol genade is, vanuit die verlede uit. So uit die verlede reeds, volgens die Grieks, het iets met Maria gebeur. Sy is vol genade gemaak, en dit continueer. En die kerkvaders het aanvaar dat dit sê vir ons iets van die besonderse posisie van Maria as die ma van Jesus, as die iemand wat deur God uitgekies is, voorberei is, gereed gemaak is, om geboorte te gee aan die seun van God self, soos die verbondsark in die Ou Testament, wat gereed gemaak is, oorgetrek is met goud, niemand mag daaraan gevat het, nie behalwe die priesters, en daardie verbondsark het die woord van God bevat, die 10 gebooie, 'n kruik manna is daarin gesit. Dit het ook gedien as die stoel, die troon van God, in 'n besonderse mate, wat gedra is voor die volk uit, simbool van die teenwoordigheid. Maria, die nuwe verbondsark van die nuwe verbond, die een wat voorberei word deur die Gees van God, van die moment van haar konsepsie af, word weerhou van die invloed van die erfsonde, sodat sy onbevlek ontvang kan wees, sodat sy 'n onbevlekte houer, voertuig, die Engelse woord vessel is so eintlik so mooi, kan wees vir die dra van die seun van God vir 9 maande in haar. Die almagtige God wat deur geen skepping, deur niks bevat kan word nie, want hy is te groot. Perk homself in, sodat hy vir 9 maande gedra word in die skoot van Maria. Sou dit dan nie paslik wees, gepas wees, dat Maria dieselfde voorbereiding, noukeurige voorbereiding sou ontvang as die verbondsark van die Ou Testament nie, nog soveel meer in 'n sekere sin, want in die Ou Testament, alhoewel God
die 10 gebooie God se woord is. God op daardie troon sy gees laat dartel. Hy stort sy gees op 'n besonderse manier, sy teenwoordigheid op 'n besonderse manier uit oor die verbondsark, ja. Maar tog is die klip binne die verbondsark, al is dit woord van God, net klip. Die manna is bonatuurlik, maar dit is nog steeds baie stoflik. By Maria is dit God self wat in haar inkom. So in 'n sekere sin is die nuwe verbondsark dan beter as die ou verbondsark en moet dit sou 'n mens verwag dat dit gepaslik is dat hierdie verbondsark beter voorberei word. En let op my woorde, ons as Katolieke sê nie, Maria moes so sondeloos gebore word nie. Ons sê nie dit moet so gewees het nie. Ons sê dit is gepas. In Engels, it is fitting. Dit is gepas. Ons sê ook, en ons sal nou kom by Don Scotus, God kon dit doen, hy het dit gedoen, want dit is gepas om te doen, want dit gaan oor sy seun, Jesus Christus, en wie hy is, So, hierdie woord, kegaritomene in Grieks, sien die kerkvaders alreeds as 'n aanduiding daarvan dat Maria op 'n besonderse wyse eenkant gesit word, ter voorbereiding van die geboorte van Jesus Christus. En die eenkant gesit word, sien die kerkvaders, dat sy weerhou word van die invloed van sonde. En ons kan nou dink byvoorbeeld aan die monnik met die naam van Johannes, wat 'n student was van St. Basil, wat alreeds in die jaar 370 tydens 'n preek baie openlik daaroor praat, en alreeds, hy preek dit op 'n fees waar die aankondiging van die geboorte van Maria plaasvind. The Annunciation of the Mother of God. Daardie fees, die aankondiging van die geboorte van Maria, aan haar ouers, Joachim en Anna. En die interessante is, hy sê dit teenoor die ketter Arius en die aanhanger van Arius. Hoekom sê ek dit? Want Maria ons glo nie oor Maria wat ons oor Maria glo oor wie sy is nie, maar oor wie haar seun is. Onthou, Arius en sy aanhangers was die mense wat nie wou aanvaar dat Jesus volledig God en volledig mens gelyktydig is nie. Hulle wou nie aanvaar dat Maria Theotokos is, moeder van God nie. Ten beste vir hulle was Jesus maar net 'n half geskape goddelike wese wat 'n gewone mens was wat miskien tot so 'n bietjie van 'n demigod verhef is. Maar hy was 'n skepsel, soos ons 'n skepsel is. Die kerk het dit verwerp by die konsilie van Nicea in 325 en later weer in 393 by die konsilie van Konstantinopel. So in die stryd teen Arius en die mense wat nie wou aanvaar dat Jesus God is nie en die implikasies wat dit het nie. In daardie stryd kom vroeë kerkvaders al, soos hierdie monnik, Sint Johannes, 'n student van St. Basil, en hy sê dat Maria deur die genade van God in die skoot van haar moeder weerhou is van die sonde. Sien, baie lank voor 1854. Baie lank voor 1854. She has drawn into herself the Lord and King of all. Hoor mooi. She has drawn into herself the Lord and King of all. Dis belangrik. St. Gregory of Nyssa, hy, saam met hierdie monnik Johannes en ook St. Basil, hulle praat van haar, van Maria, as die een wat op 'n perfekte manier geheilig is. As die een wat op 'n perfekte manier geheilig is vir die geboorte van Jesus Christus. 2 Korintiërs 7 vers 1, daardie vers wat praat oor die werk van die Here in ons lewe ter heiliging, van ons lewe, die werk van die Here in ons lewe wat ons lewe heilig. Kom ons lees dit. 2 Korintiërs 7.
vers 1. Aangesien ons hierdie beloftes het, skryf Paulus, geliefdes, laat ons ons reinig van alle besoedeling van liggaam en gees, terwyl ons met diep ontzag vir God ons heiligheid verwesenlik. Hier is 'n oproep vir elkeen van ons om heilig te lewe, om heilig te wees ter wille van God. Want, skryf Paulus op 'n ander plek, ons is die tempel van die Heilige Gees. Maria was nie net tempel van die Heilige Gees nie, Maria was tempel van die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Sy was tempel ook van die Seun van God. Daarom dat die kerkvaders dan hierdie teksvers so interpreteer, dat dit reg van die begin van Maria se konsepsie af van haar waar was. Dat God deur sy genade, op grond van Christus se sterwe en opstanding en hemelvaart, Maria heilig vir die werk waarvoor hy haar verkies het, naamlik om die instrument te wees waardeur hy die wêreld betree. En dis belangrik. Die kerkvaders sien ook dat die aankondiging van die engel Gabriël, hierdie woord kecharitomene, dat dit staan teenoor hierdie iemand wat vol genade is, dat dit staan teenoor daardie dood wat in die wêreld gekom het in Genesis 3 vers 15, die sogenaamde die sondeval wat plaasvind in Genesis 3, en dan Genesis 3 vers 15, die belofte dat daar iemand uit die nageslag van die vrou sal wees. En dis interessant, nie uit die nageslag van Adam per definisie nie, maar uit die nageslag van die vrou. Nou, 'n mens kan argumenteer, die man en die vrou natuurlik, dis die mensdom in totaliteit, maar is tog interessant dat die teks praat van die nageslag van die vrou. Iemand uit haar nageslag sal die kop van die slang vermorsel. En die kerkvaders sê dan, iemand soos Sint Jerome, Sint Ephraim van Syrië, Sint John Chrysostomos, dat Maria is hierdie maagdelike grond, the virgin soil, wat hierdie nuwe aarde, wat alreeds voorberei word, vir hierdie seun wat kom, om die slang se kop te kom vermorsel. So hulle koppel dit aan die skepping van die Ou Testament. Daarom loop hierdie dogma van Maria, wat onbevlek ontvang is, hand aan hand met die dogma van haar gekontinueerde maagdelikheid, van die feit dat sy die nuwe Eva is, waaroor ons al gepraat het, die een deur wie nuwe lewe in hierdie wêreld inkom. Kan julle sien, hierdie dogma staan nie los van mekaar, soos wat protestante dikwels dink nie, en hoe protestante alles wil skei van mekaar nie, opsny, dissekteer van mekaar af nie. Dit is 'n hegte integrale eenheid. Die een dogma staan nie los van die ander dogma nie. Die dogma van Maria se onbevlekte ontvangenis staan gebou op die dogma van die feit dat Maria Theotokos is en ook haar gekontinueerde maagdelikheid, dat sy die nuwe Eva is, dat sy die verbondsark is. So kan ons aangaan. Sint Andrew, Sint Andrei van Cretense, Sint Andrew of Crete, hy praat van Maria as die All-Holy, van die een wat alomheilig is. En dis die woord wat die ortodokse kerk gebruik vir Maria, wanneer hulle praat oor Maria se onbevlektheid van sonde, haar onbesmetheid met sonde, dat sy All-Holy is, dat sy alomheilig is, dat sy alomheilig is, dat sy 'n volle heiligheid gegee is deur God op grond van Christus, sonder vlek. Dis wat hulle sê. En hierdie mense het lank gelewe voor 1854. Lank voor 1854. So, baie interessant. Ons kan ook aangaan, die rol wat die ark speel, daaroor het ek al gepraat, die ou verbond, die nuwe verbond, weer, St. Gregory, wat baie mooi praat oor Maria, as die een wat voorberei word, vir die ontvangenis van die Seun van God, die ontvangenis van die Seun van God. Nou kom ons by daardie Hebreëse woord, Maria as die nuwe Eva, die een deur wie die lewe kom. Die Hebreëse woord waarmee Gabriël haar dan sou moontlik groet as hy met haar Hebreëus of Aramees gepraat het, is Shalom. Shalom, die Shalom, wat dui op 'n volheid van lewe,
'n toestand van lewe. Dis nie maar net vrede vir jou nie. Dis 'n toestand van vrede wat lewe moontlik maak, 'n optimale lewe. Dis wat Shalom beteken. Dis nie maar net vrede vir jou nie. Dit is, ek wens vir jou 'n toestand toe, waarin jy optimaal kan leef, sodat lewe kan voortkom. Ek wens aan jou 'n toestand toe, waarin jy optimaal kan lewe, sodat optimale lewe vanuit jou kan voortkom. Nou weer eens, die manier waarop die werkwoord beskrywe word dan, is dat hy sê vir haar dan, jy is alreeds optimaal vol van lewe gemaak. Daar's alreeds aan jou 'n toestand gegee, waar binne optimale lewe nou moontlik is, sodat optimale lewe na vore kan kom. Die virgin soil, wat voorberei is vir die nuwe lewe wat uit haar moet voortkom. Die maagdelike grond, wat staan teenoor die vervloekte grond van Genesis 3 na die sondeval. So, weer eens, typologie speel 'n rol in hoe die kerkvaders dit verklaar het. Maar dis nie sommer maar net uit ons duim gesuig as katolieke nie. Nou, dit is so, selfs Sint Augustinus, daardie kerkvader waarvoor baie protestante graag lief is om te gebruik, en dan gebruik hulle hom in elk geval net so selektief, en dis baie hartseer, dat ons broers en susters wat protestante is, net soos wat ons die Bybel so gryp, en dan gryp ons 'n versie en ons bou 'n nuwe kerk op grond van hierdie teksvers, maak ons protestantse broers en susters ook so met die kerkvaders, en hulle doen dieselfde met Augustinus. So hulle sal baie maklik Augustinus voorhou, veral mense uit 'n gereformeerde tradisie, as die een wat geleer het dat daar 'n dubbele predestinasie is. Maar hulle laat na dat die kerk vir Augustinus ook gesê het dat hy's verkeerd, dat hy verkeerd is oor die dubbele predestinasie, onder andere by die konsilie van Oranje. Die kerk het nie ten volle die posisie van Augustinus goedgekeur teenoor Pelagius, soos wat Calviniste graag wil dit hê nie. Maar Augustinus, daardie kerkvader het, wat ook baie sterk die gedagte van die erfsonde ontwikkel het. Die feit dat alle mense in sonde ontvangende gebore word, daardie gedagte, het gesê dat op 'n mysteriese wyse Maria tog nie in haar lewe wat sy geleef het, regtig sonde gedoen het nie. Maar dit was vir hom moeilik om te verklaar hoe dit moontlik was, omdat hy nie 100% wou sê dat Maria weerhou is van die erfsonde nie. Hy het nie geweet hoe om dit te beskryf en hoe om te sê nie, so hy sê dan niks daaroor nie. So, deur die geskiedenis heen het die gesprek in die kerk aangegaan oor hoe beskryf ons Maria as onbevlek. Hoe beskryf ons haar as onbevlek in terme dan ook van die sonde? En uiteindelik het die gesprek sy hoogtepunt bereik in die middeleeue, toe daar 'n kerkvader, nou nie meer regtig 'n kerkvader nie, want hy is al in die middeleeue, maar toe daar 'n teoloog met die naam van John Duns Scotus gebore is. Johannes Duns Scotus. Toe hy gebore is, en hy was 'n Fransiskaan, en hy het ons baie gehelp met die ontwikkeling van hierdie dogma van die onbevlekte ontvangenis van Maria. Hy het gesê dat Maria se onbevlekte ontvangenis, daardie feit dat sy weerhou is van die erfsonde, berus alles op Jesus Christus se kruisdood. Nou, die interessante is dat Thomas Aquinas, een van die skolastiese vaders, baie groot teoloog in die katholieke kerk, selfs protestante weet van hom, was ook huiwerig om net te sê dat Maria onbevlek ontvang is, alhoewel ook hy gesê het dat sy 'n onbevlektheid het ten opsigte van die sonde. Dat die sonde haar nie beïnvloed het, soos dat dit ander mense beïnvloed nie. Maar dit was hierdie John Scotus wat vir ons die taal gegee het, wat vir ons die teologie gegee het, om uiteindelik te kon snap en te verstaan
hoe is dit moontlik? En hoe is dit moontlik? John Scotus het die metode gebruik wat bekend staan as die maximalis, die maximalism, optimalisme sou ons dit in Afrikaans kon verklaar en ek weet dit kon vertaal en ek weet dit is so 'n bietjie anglisisties, maar dit is 'n optimalisme. Hy het gesê dat Maria is verlos van sonde, maar dit gebeur, soos ek aan die begin gesê het, buite tyd en ruimte. Buite tyd en ruimte. Dat Maria se heiligheid alreeds by haar onbevlekte ontvangenis in die skoot van haar ma aan haar gegee is, op grond van die kruisdood en opstanding van Jesus Christus en ook sy hemelvaart. En dis belangrik. Daarom bely ons in die katekismus van die Katolieke Kerk in paragraaf 722. In paragraaf 722 bely ons die volgende oor Maria en hoe dit werk. Ek wil dit nou vir julle net mooi hier lees en nie net van 'n papier af nie, want ek wil tog vir julle weer vra. Wanneer ons praat oor wat die Katolieke Kerk glo, moet ons maar nie op hoorsê praat nie, of sekondêre bronne gebruik nie, maar moet ons maar werk met die amptelike dokumente van die kerk. Daar staan hier baie mooi, The Holy Spirit prepared Mary by His grace. En ek hoop jy hoor dit. Deur die genade van God. Deur die genade van God het die Heilige Gees Maria voorberei. It was fitting that the mother of Him in whom the whole fullness of deity dwell bodily should herself be full of grace. She was by sheer grace conceived without sin as the most humble of creatures, the most capable of welcoming the inexpressible gift of the Almighty. It was quite correct for the angel Gabriel to greet her as the daughter of Zion. Rejoice, gegroet. Die woord wat daar gebruik word aan die begin as hy haar sê, inderdaad, wees bly, moenie bang wees nie. Dit is hoe Sion gegroet word deur die profete in die Ou Testament, as die Here beloof daar kom nuwe lewe. It is the thanksgiving of the whole people of God and thus of the church, which Mary, in her canticle, lifts up to the Father in the Holy Spirit, while carrying within her the eternal Son. Dit is ongelooflik, Maria is tegelijkertydig vir ons 'n figuur, 'n verpersonifisering van die kerk, in 'n sekere sin van die perfekte lidmaat, as ek dit so kan stel, en tegelijkertyd, so dit beteken sy is deel van die liggaam van Christus, maar tegelijkertyd die misterie van sy gee beliggaming aan die Seun van God. Is ongelooflik. Dit is ongelooflik die misterie van God wanneer hy naby aan mense kom. As hy met mense werk, deur mense werk. Die inkarnasie, hierdie ongelooflike misterie. Hierdie ongelooflike misterie. Van hoe hy deur Maria die wêreld betree. En dan in elke heilige mis betree Jesus keer op keer ons aarde deur die sakrament van die Eucharistie. Wanneer die inkarnasie gekontinueer word met die heiliging van die brood en wyn, en die brood en wyn, en die bietjie water gemeng met die wyn, wanneer dit die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus word. Die misterie van God wat naby aan ons kom. God wat naby aan ons kom. So, hier sien ons baie duidelik, die Heilige Gees berei Maria voor. Die Heilige Gees berei Maria voor. Baie belangrik. Goed, daar was besware gewees, maar omdat almal bang was oor wat nou van die dogma van die erfsonde. Maar Don Scotus het vir ons die antwoord gegee van hoe om te praat oor Maria se onbevlekte ontvangenis. Iets wat as ware buite tyd en ruimte met Maria dan ook gebeur. Nou goed, ek wil nie verder te lank hierop aangaan nie, ek dink dit is voor die hand liggend, maar tog wil ek 'n paar goedjies net uit ons katekismus lees rondom hierdie konsep.
Mary's predestination. Maria se verkiesing. God sent forth his son, but to prepare a body for him, he wanted the free cooperation of a creature. The free cooperation, die vrywillige, vrye keuse van 'n skepsel om saam met haar skepper te werk. For this, from all eternity, vanuit alle ewigheid uit. Dis nie maar net, God het na die sondeval gesit en gesê, hoe maak ons nou? Wag 'n bietjie, kom ons kies nou maar vir Abraham, ons kyk wat maak hy. Wag, hier's 'n ander oulike man en vrou, miskien moet ek hulle dogter gebruik. Hier is hulle dogter, ek gaan haar gebruik, kom ons kyk wat maak sy as ek na toe kom nie. Nee, vanuit alle ewigheid af, het God dit so beskik. En hy het dit so ook gewil, as ek dan die woorde kan gebruik. For this, from all eternity, God chose for the mother of his son, a daughter of Israel, a young Jewish woman of Nazareth in Galilee, a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Dit is paragraaf 488 in ons katekismus. Dan, paragraaf 490. To become the mother of the Savior, Mary was enriched by God with gifts appropriate to such a role. So sy word bepaalde gawes gegee. God gee aan Maria gawes, sodat sy haar rol kan vervul as die een deur wie hy inkarneer in hierdie wêreld. The angel Gabriel, at the moment of the Annunciation, salutes her as full of grace. En hierdie Annunciation is Jesus se geboorte, die aankondiging van Jesus se geboorte. Hy sê vir haar, jy is full of grace. Iemand soos die teoloog Tim Staples sê dat hierdie naam full of grace, as hy vir haar sê full of grace, Maria, full of grace, dan gee hy aan haar 'n nuwe naam, soos wat Abraham word, Sarah word Sarahi, Jakob word Isak, Maria word vol genade. Hy sê, dis 'n nuwe naam. En nuwe name dui op die rol wat jy speel. Dit wat God met jou wil bereik, waarvoor God jou wil gebruik, waarvoor God jou hier op aarde geplaas het. Maria is op aarde geplaas om vol genade te wees. Dis wie sy is. Dis haar naam. Daarom Tim Staples sê dit. Dis 'n nuwe naam wat as ware aan Maria gegee word. In fact, in order for Mary to be able to give the free assent of her faith, die fiat van Maria, to the announcement of her vocation, it was necessary that she be wholly born by God's grace. Kan julle hoor? Through the centuries, the church has become ever more aware that Mary, full of grace, through God, was redeemed from the moment of her conception. That is what the dogma of the Immaculate Conception confess, as Pope Pius IX proclaimed in 1854. The splendor of an entire unique holiness. The splendor of an entirely unique holiness, by which Mary is enriched from the first instant of her conception, comes wholly from Christ. Hoor, dit kom van Christus. Ons sê het ons duim uit nie, dit kom van Christus af. She is redeemed in a more exalted fashion by reason of the merits of her Son. Nie op grond van haarself nie, on the merits of her Son. The Father blessed Mary more than any other created person in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, and chose her in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. En dit word ook gesê op grond van Efesiërs 1 vers 3 tot 4. Onthou ek het dit vir effend ook na verwys, dat Paulus skryf dit. Op grond van Christus se sterwe, wat as ware dan beskryf word asof dit gebeur nog voor die grondlegging van die wêreld. So nog voor die aarde geskep is, sterf Christus al aan die kruis. Dis die implikasies van wat Paulus sê.
En dit word dan van toepassing gemaak op Maria. Paragraaf 493. The fathers of the Eastern tradition, dis die ortodokse kerke, the fathers of the Eastern tradition call the mother of God the All-Holy. Panagia, All-Holy. As ek 'n mooi liedere oor dit, Panagia. And celebrate her as free from any stain of sin, as though fashioned from the Holy Spirit and formed as a new creature. By the grace of God, Mary remained free of every personal sin her whole life long. So selfs die ortodokse kerke aanvaar Maria as Panagia, All-Holy, wat beteken dat sy weerhou is van die vlek van sonde, Pagania. So, ons het Maria as Theotokos, die moeder van God, en ons het Maria as Panagia, Maria as Panagia, Theotokos, Panagia, die All-Holy, en dan ook die ewige maagd, die gekontinueerde ewige maag, die Anthropos, het ons laasweek oor gepraat. Daardie mens wie se maagdelikheid gekontinueer is, daardie mens wie se maagdelikheid gekontinueer word en is. Goed, so dit is die dogma van die onbevlekte ontvangenis van Maria, die Immaculate Conception van Maria. En ek hoop dat as jy nou vandag die moeite gedoen het om hierdie video end uit te kyk, dat jy nou so 'n bietjie beter verstaan dat die Katolieke Kerk, soos ek gesê het al meer as een keer, nie hierdie dogma sommer maar net uit ons duim uitgesuig het nie. En bloot eenvoudig omdat dit so lank gevat het om die regte woorde te kry vir hierdie dogma, dat dit eers in 1854 plaasgevind het, beteken dit nie dat dit nie baie vroeg in die kerk se geskiedenis alreeds aanvaar is as 'n tipe dan van 'n feit nie. As jy nou nie wil sê dit is 'n feit daai tyd gewees nie, ten minste is dit as 'n tipe van 'n feit aanvaar. Dat dit definitief verkondig is deur baie van die vroeë kerkvaders, die onbevlektheid van Maria. Maar om die regte woorde te kry is nie altyd so maklik nie, want om oor God te praat is nie maklik nie. Om oor die werksaamhede van God te praat is nie altyd so maklik nie, want is altyd gehul in 'n misterie. Ons kan nooit God en sy werk ten volle verstaan nie, want ons is skepsels met 'n begin en 'n einde en hy is nie. Daarom is ons woorde altyd te min en sal ons altyd hakkel soos Moses as ons in die teenwoordigheid van God is en bang raak soos Jesaja wat sê ek is 'n deel van 'n onheilige volk en van 'n onheilige volk en my lippe is vol onheiligheid. En hy sê dit dan in daardie troontoneel in Jesaja 6 wanneer hy God op sy troon sien sit, in die soem van die Here, wat die aarde vul, die tempel vul, die aarde vul. Ons sal altyd stamelend wees in die teenwoordigheid van God. Daarom is dit ook dalk gepas dat die kerk stadig is om dogma te formuleer. Ons moet dit nie oorhaastig doen nie. Dit het die kerk 'n hele klomp jare gevat. As jy nou wil die hele historiese loop van die hele debat oor wie Jesus is wil volg in die Triniteit, dan moet ons sê min of meer van die jaar 200 af tot by 800. Is daar voortdurend gepraat rondom wie die drie-eenheid is en hoe God as drie-eenheid funksioneer en werk, die ekonomie van die drie-eenheid. Dis 'n periode van 600 jaar en nog steeds sukkel ons om die drie-eenheid te verstaan. So, dis gepas dat ons nie oorhaastig moet formuleer en praat oor Maria en hoe sy gebruik is in die ekonomie van verlossing en die invloede van wie Jesus is op haar en ons nie. Maar ek hoop julle verstaan nou na vandag so 'n bietjie beter. Baie dankie dat julle saam gekyk het en mag julle 'n geseënde dag dan ook verder hê. Baie dankie. O ja, en as jy van die video gehou het, druk vir ons daardie duimpie op, daardie like knoppie, teken aan, subscribe is die Engels. Die Afrikaanse woorde klink nie altyd lekker as mens praat oor hierdie sosiale media goeters nie. Maar subscribe asseblief en word deel van ons gemeenskap, Katolieke Netwerk Suid-Afrika. Baie dankie.